Ons luister vanoggend na die Here se stem vanuit die profesie van Sagaria. Sagaria 1 gaan ons saam lees vers 1 tot 17 en ons gaan ons aandag in die besonder bepaal by vers 12 tot 14 van Sagaria 1. Sagaria 1 dan van vers 1 af. In die 8ste maand, in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot Sagaria, die seun van Beregia, die seun van Ido, die profeet, en gesê, die Here was baie vertorend op julle vaders. So moet jy dan aan hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, keer terug na my, spreek die Here van die leerskare, en ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Moenie soos julle vaders wees nie, tot wie die vroeëre profete geroep en gesê het, so sê die Here van die leerskare, bekeer julle tog van julle bose weë en julle bose werke, maar hulle het nie gehoor en na my nie geluister nie, spreek die Here. Julle vaders, waar is hulle? En sal die profete vir ewig lewe? Maar my woorde en my insettinge wat ek my knegte, die profete beveel het dit julle vaders nie ingehaal nie, sodat hulle tot inkeer gekom en gesê het, soos die Here van die leerskare hom voorgeneem het om aan ons te doen, ooreenkomstig ons weë en ons werke, so het hy met ons gedoen. Op die 24ste dag van die 11de maand, dit is die maand Sebat, in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Here tot die profeet Sagaria, die seun van Beregia, die seun van Ido, gekom en gesê, ek het in die nag 'n gesig gesien. Daar was 'n man wat op 'n bruin perd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in die diepte was, en agter hom was daar bruin vos en wit perde. Toe sê ek, wat beteken dit, my Heer? Die engel wat met my gespreek het, antwoord my, ek sal jou toon wat dit beteken. En die man wat tussen die mirtebome gestaan het, het aangehef en gesê, dit is hulle wat die Here gestuur het om die aarde te deurkruis. Daarop het hulle die engel van die Here wat tussen die mirtebome gestaan het, toegespreek en gesê, ons het die aarde deurkruis en kyk, die ganse aarde is stil en rustig. Daarop het die engel van die Here aangehef en gesê, Here van die leerskare, hoe lank nog bly u sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop u al reeds 70 jaar vertorend was? Toe antwoord die Here die engel wat met my gespreek het, goeie woorde, troostvolle woorde. Daarop sê die engel wat met my gespreek het, roep en sê, so spreek die Here van die leerskare, ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer, maar ek is grootliks vertorend oor die sorgelose nasies, wat terwyl ek 'n weinig vertorend was, die onheil aangehelp het. Daarom, so sê die Here, ek wend my met ontferming tot Jerusalem, my huis sal daarin gebou word, spreek die Here van die leerskare, en 'n meetsnoer oor Jerusalem gespan word. Roep verder en sê, so spreek die Here van die leerskare, my stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die Here sal Sion weer vertroos, en hy sal Jerusalem weer verkies. Ons skriflesing is tot sover en dan ons fokus is op vers 12 tot 14. Daarop het die engel van die Here aangehef en gesê, Here van die leerskare, hoe lank nog bly u sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop u al reeds 70 jaar vertorend was? Toe antwoord die Here die engel wat met my gespreek het, goeie woorde, troostvolle woorde. Daarop sê die engel wat met my gespreek het, roep en sê, so spreek die Here van die leerskare, ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer. Liefde gemeente, God se ontferming in Christus is ons enigste hoop vir 'n nuwe begin. In die tyd van ons skrifgedeelte het dit inderdaad vir die Ou Testamentiese kerk gegaan om 'n nuwe begin.
Die volk het na 70 jaar in Babyloniese ballingskap na die beloofde land teruggekeer en ons ken die geskiedenis. Hulle was in die ballingskap om daarin deur die Here getuigtig te word. In die eeue voor die ballingskap het die volk die rug op die Here gedraai en deurlopend afgode aanbid. Dit was die posisie van die kerk. As ons mooi daaraan dink, dan was dit eintlik verskriklik. Die Here het hierdie volk verkies om deur hulle uiteindelik sy verlossing vir die nasies te bewerk. Uit hulle moes die Messias, hy wat sou kom om die slang se kop te vermorsel, gebore word. Maar by die ballingskap het dit gelyk asof hierdie volk, asof die kerk in die Here se oordeele tot niet sou gaan. Hulle het hulle land wat eeue tevore beloof is verloor. Die stad Jerusalem waar hulle die Here in sy tempel kon aanbid, is deur die Babyloniërs verwoes, saam met die tempel self. Maar die Here het beloof om die volk na 70 jaar na die beloofde land toe terug te bring. En ons hoor van daardie spesifieke beloftes eintlik reeds in Jeremia 31 vers 10 tot 14. Want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek terug te bring, want ek weet watter gedagtes ek aan gaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies, en uit al die plekke waarheen ek julle verdryf het, spreek die Here, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Hier hoor ons die Here se troostvolle beloftes. Die Here het beloof dat daar 'n oorblyfsel uit die ballingskap sou terugkeer. Hy het beloof dat hy hom deur hulle sou laat vind. En in die jaar 539 voor Christus het hierdie belofte in vervulling gegaan. Koning Kores van Persië, die Here het hom gebruik as instrument. Hy het toestemming gegee dat die Jode terugkeer na Jerusalem, en onder die leiding van Zerubabel het daar oor die 40.000 Jode na Jerusalem toe teruggegaan. Hulle het verwag dat die Here al sy beloftes nou sou vervul. Hulle sou nou die nuwe begin kon maak waarna hulle verlang het. Dit sou nou vir almal duidelik wees dat die Here hom oor sy volk ontferm het. Maar die volk sou 'n geweldige teleurstelling beleef. Die omstandighede in die ruïnes van Jerusalem was nie maklik nie. Hulle sou uit armoede moes bou. Hulle was nog aan die Persiese ryk ondergeskik, en so het dit maar gegaan vir omtrent 20 jaar. Die tempel het nie gebou gekom nie. Die nuwe begin wat in hulle denke in 539 begin het, lyk steeds teen 520 voor Christus nie te wat wonders nie. En dis in hierdie tyd wat die Here 2 profete roep om die volk met sy woorde te troos. Ons het reeds gehoor van Haggai wat hy geroep het om die volk aan te spoor om sy tempel te bou. Maar in daardie selfde tyd het hy ook vir Sagaria geroep, wat die volk moes oproep om met hulle hele hart na die Here terug te keer. So die fokus van Haggai was om die volk te vermaan om die tempel te bou, en van Sagaria om die volk te vermaan om nie net in hulle uiterlike diens aan die Here gewy te wees nie, maar ook om met hulle harte na die Here toe te kom. En dan is dit ook mooi om te hoor hoe die betekenis van Sagaria se naam in sy hele profesie na vore kom. Sagaria beteken die Here onthou. En dit sien ons ook in sy profesie, ook in ons skrifgedeelte spesifiek. Die Here vergeet nie sy beloftes wat hy aan sy volk gemaak het nie. Hy onthou dat hy ontferming beloof het. En vir ons is dit ook vandag belangrik om te besef, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. In 'n sekere sin staan ons dus ook voor 'n nuwe begin. Baie van ons verlang dalk in ons lewe na 'n nuwe begin.
Dalk het jou sonde jou so vernietig dat jy van die Here heeltemal 'n nuwe begin verlang. Dalk is jou huwelik of jou verhouding so deur die sonde verskeur dat jy net wens dat jy oor kan begin. Dalk sukkel jy om in te sien hoe die Here aan jou barmhartigheid bewys. Dalk verlang jy met hartlike versigtinge na die Here se teer ontferminge. In Sagaria se eerste gesig troos die Here sy kerk met die ontferming wat hy beloof. Ons hoor in daardie gesig van die engel se uitroep. Sagaria sien in die nag 'n reeks gesigte wat die Heilige Gees aan hom openbaar en in ons skrifgedeelte hoor ons van die eerste gesig. En nou is daar in hierdie gesig 'n hele paar dinge wat ons in gedagte moet hou. Daar is 'n man op 'n perd, 'n ruiter, en agter hom staan daar nog 3 perde. En ons kan aanvaar dat dit eintlik ook verwys na ruiters op perde. Daar's dus 4 ruiters. En wat is hulle taak? Wat beeld hulle uit? Ons hoor in vers 10 waar die man roep, dit is hulle wat die Here gestuur het om die aarde te deurkruis. Hierdie ruiters is deur die Here gestuur om oor die aarde heen te trek. Hulle moet deurtrek en kom verslag doen oor dit wat op die aarde aangaan. En so word daar telkens in die skrif vir ons in beelde gewys dat die Here alwetend en alomteenwoordig is. Wat 'n troos is dit nie vir die kerk van ouds, maar ook vir ons vandag nie. Die Here is alwetend, niks gaan ongesiens by hom verby nie die onreg in die wêreld nie, ook nie die swaar omstandighede van sy volk, van sy kinders nie, ook nie ons diepste seer en swaar kry nie. Daardie pyn wat onsigbaar is, lê voor die Here oop en bloot. Daarom leer Psalm 139 wat ons saam gesing het, ons ook, Here, U deurgrond en ken my, U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagte, U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Die Here ken aan ons alles. Ons selfs kon sê, hy ken die pyn waarvan ons self nie eers weet nie, die dinge waarop ons nie eers ons vinger kan sit nie. Dit leer ons uit die ruiters. Maar ons leer ook daaruit dat die Here alomteenwoordig is. God se teenwoordigheid vul die hele aarde. En as ons sê God is oral teenwoordig, beteken nie dat hy as 'n aanwesige toeskouer teenwoordig is. Waar hy teenwoordig is hy werkend, is hy aktief, hy is oral betrokke. Hy hou nie die skepping van 'n afstand af dop om net nou en dan in te gryp, nie sy hand gelei, hy is besig in die skepping. Hy is in die besonder besig met ons as sy kerk deur die werk van sy Gees en woord. Daaraan word ons herinner deur die ruiters van die Here wat die aarde deurkruis het. Maar dit is dan ook belangrik om raak te sien dat hierdie ruiters onder die mirtebome bymekaar kom. Hierdie immergroen boom kom algemeen in die omgewing van Jerusalem voor. En oor die betekenis van hierdie bome in ons skrifgedeelte is daar uiteenlopende verklaringe, maar die profesie van Jesaja hoor ons verbind spesifiek hierdie bome met die tyd na die ballingskap. Die tyd waarin ons skrifgedeelte afspeel. In Jesaja 45 hoor ons, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word, die berge en heuwels sal voor julle in die gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan, vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Die mirteboom is teken van die herstel wat die Here bring. Daar kom die ruiters bymekaar. Maar dan is dit eintlik wonderlik om uit die gesig te hoor aan wie hierdie ruiters van die Here dan nou hulle verslag doen. Ons hoor in vers 11 van ons skrifgedeelte, daarop het hulle die engel van die Here wat tussen die mirtebome gestaan het toegespreek en gesê, ons het die aarde deurkruis en kyk, die ganse aarde is stil
en rustig. Hy wat onder die mirtebome vir hulle wag, is die engel van die Here. En uit die res van die skrif weet ons, dit is God die Seun, soos hy hom in die Ou Testament bekend gemaak het. Dit is hy wat vir Abraham gekeer het om sy seun Isak te offer. Dit is hy wat in die brandende bos aan Moses verskyn het om hom te roep om die volk te bevry. Dit is hy wat voor die volk uitgetrek het op pad na die beloofde land toe. Dit is hy wat hulle rigters geroep het en telkens vir hulle uitkoms bewerk het uit die hand van hulle vyande. Dit is hy van wie ons en die kerk deur die eeue in Psalm 34 sing, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Die verslag van die ruiters kom dus by hom uit. En wat is die inhoud van die verslag? Dat die aarde stil en rustig is. Nou kan ons inderdaad vra, waarom is dit so betekenisvol, so belangrik, so opvallend? Dit klink met die eerste oogopslag dalk selfs soos 'n heel positiewe verslag, want wat kan tog daarmee verkeerd wees? Wêreldvrede is mos iets wat vreeslik aanloklik lyk. Maar broer en suster, ons moet die agtergrond van ons skrifgedeelte in ag neem om die implikasies van hierdie woorde te verstaan. Die aarde is stil en rustig, maar by die volk van die Here is dit alles behalwe rustig. Hulle is ontmoedig deur hulle omstandighede. Dit lyk asof die Here nie by hulle is nie. En terwyl dit by hulle so gaan, is dit heel rustig by die nasies wat die afgode dien. Ons kan eintlik sê dat die nasies stil en rustig besig is om in hulle sondes te volhard, terwyl die Here se volk in nood is. Dit is 'n probleem. Die kerk wat God se eiendomsvolk is, wat hy met sy heerlike genadebeloftes aan homself gebind het, se nood lyk groter as hulle vyande se. Hoe kan dit wees? Dit is daarom dat die engel van die Here in reaksie op hierdie verslag volgens vers 12 uitroep: Here van die leerskare, hoe lank nog bly u sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop u alreeds 70 jaar vertorend was? Hoe kan dit wees dat daar in Juda nie blyke van God se ontferming is nie, terwyl die nasie stil en rustig lewe? Die engel roep dus eintlik tot die Here dat hy hom moet ontferm oor sy volk. Nou is dit belangrik dat ons mooi besef wat die Here se ontferming inhou. As die Here hom ontferm, beteken dit dat hy sy volk se nood en ellende op grond van sy innige verbondsliefde aanspreek. Dit beteken dat hy hulle daaruit optel. Die Afrikaanse woord ontferming dra hierdie gedagte eintlik ook so mooi oor. As iets ferm is dit mos hard en styf. So as iemand homself sou ontferm, dan maak hy hom mos sag van binne. As die Here hom dus oor ons ontferm, dan maak hy homself vir ons sag van binne. Ons kan ook in die taal van die skrif sê, dit is wanneer hy barmhartigheid bewys. Hy sien die volk se nood raak en hy kom tot hulle hulp. Hy tel hulle op uit die ellende waarin hulle sonde hulle gedompel het. As ons mooi daaroor dink, dan is die Here se ontferming eintlik 'n voorvereiste vir die nuwe begin wat die volk wil maak. Sonder die Here se ontferming is hulle immers aan hulle self uitgelewer. Dan sal hulle vir ewig in hulle ellende bly sit. En so is dit vir ons ook, broer en suster. In onsself sit ons in ons ellende, sonder dat die Here homself in barmhartigheid oor ons ontferm, is daar geen nuwe begin moontlik nie. As hy ons nie teen hom vashou nie, dan is ons van ons lewensbron verwyder. So pleit die engel vir die volk. En dan is dit opmerklik, hy pleit op grond van dit wat die Here gesê het. Hy verwys na daardie 70 jaar wat nou verby is. Maar hy pleit selfs op grond van
van 'n baie ouer belofte as die belofte van Jeremia. Ons hoor in Deuteronomium 30 vers 3 daarvan, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm. En hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die Here jou God jou verstrooi het. So pleit die engel vir die volk by die Here. Hy pleit dat die Here die beloftes wat hy gemaak het sal vervul aan sy volk. Hoe wonderlik is dit dan om te weet dat hierdie engel self die vervulling van die Here se beloftes sou word. Hy sou self die Here se ontferming beliggaam. God die Seun sou vlees word om ons uit ons elende op te tel. Want ons was in die diepste elende denkbaar. Ons was verstrengel in ons sonde en ons sondeskuld, maar die Here het hom ontferm deur die tussenkoms van 'n middelaar. Jesus Christus het ons skuld gedra sodat ons nie meer daarin vasgevang sit nie. Hy het as eersteling die nuwe begin kom maak deur uit die dood uit ook op te staan. Maar in ons skrifgedeelte leer ons eintlik vooruit van nog 'n deel van sy werk, van nog 'n deel van sy priesterlike werk. Ons leer van die wyse waarop hy vir ons intree. Hy sit as mens voor die Vader en tree vir ons in. En wat is die grondslag van sy intrede? Op grond waarvan pleit hy? Op grond van dit wat hy self as vervulling van God se beloftes bewerk het. Op grond van die Vader se ewige ontferming wat hy met sy bloed vir ons gekoop het. Wanneer die Here se kinders swaar kry en in ellende val, dan pleit hy by die Here, dan pleit hy by die Vader vir ontferming. En hy kan daarop aanspraak maak, omdat hy ons saak met die Here reggemaak het. Wat 'n geweldige troos is dit nie. Christus bewerk vir ons die Here se ontferming, sodat daar in hom altyd 'n pad uit ons elende uit is. Dit is daarom wat ons in sy naam moet bid. Hy is die grondslag van ons ewige gemeenskap met die Here. Maar dit is ook hoekom ons met volle vertroue in sy naam moet bid. Het jy opgelet dat die engel van die Here in ons skrifgedeelte homself met die volk se nood en angs vereenselwig? Het jy gehoor dat die ellende by die Here se volk is, maar dat dit die engel is wat uitroep? Sy verbondenheid met die volk is so innig, dat hy hom met hulle pyn vereenselwig. So innig is ook Jesus se verbondenheid met ons. Daarom hoor ons in Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Dit is die engel van die Here se verbond, ons middelaar en hoëpriester, Jesus Christus. Maar dan hoor ons in ons skrifgedeelte ook uiteindelik van die Vader se antwoord. Wanneer die engel in die gesig uitgeroep het, dan antwoord die Here met wat ons skrifgedeelte noem goeie woorde, troostvolle woorde. En van hierdie troostvolle woorde word dan ook aan die profeet Sagaria opgedra. Hy moet dit aan die volk gaan verkondig. En as ons hierdie woorde hoor, dan is dit inderdaad baie troostvol. Maar ons staan vanoggend dan nog net stil by daardie eerste woorde. Ons hoor daarvan in vers 14, so spreek die Here van die leerskare, ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer. Sagaria moet die woorde van die Here van die leerskare verkondig. En ons weet nou al daardie naam, Here van die leerskare, bring spesifiek God se heerskappy en almag na vore. Hy is die groot heerser oor die ganse leerskaar van engele. En dis as die soewereine heerser en as die almagtige God wat hy nou sy volk troos met die woorde, ek ywer oor Jerusalem. En broer en suster, in daardie woordjie ywer lê ontsaglik baie opgesluit. Dit
Dieselfde woord wat telkens in die skrif met jaloers vertaal word. In die 10 gebooie wat ons net nou gehoor het, word dieselfde woord gebruik om aan te dui dat die Here 'n jaloerse God is. En dan is hierdie jaloers waarvan ons hoor nie die slegte groenoog monster nie. Dit is 'n heilige jaloesie of 'n heilige ywer. Dit is 'n ywer waardeur die Here beskerm wat syne is. Ons kan eintlik dink aan die ywer of die jaloesie waarmee 'n bruidegom sy bruid as sy eie beskerm. Hy is bereid om in groot krag en in groot opoffering vir haar op te tree. Ons hoor dit ook in Hooglied 8 vers 6 mooi, want liefde is sterk soos die dood en die liefdesywer is hard soos die doderyk. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. Liefdesywer is hard soos die doderyk, niks kan daarteen stand hou nie, alles breek daarteen. En ons weet teen die tyd dat die doderyk self teen die Here se liefde in Christus gebreek het. Hy het die dood ingegaan en dit oorwin. So lyk die ontferming wat die Here in sy liefdesywer gee, wanneer hy dan sê dat sy ywer oor Jerusalem, oor Sion, oor sy kerk groot is, dat hy daaroor ywer, dan sê hy eintlik daarmee dat sy heilige jaloesie, dat hy in sy liefdesywer waak oor die verbondsgemeenskap met sy volk. Jesus is daarvan die bewys, hy is daarvan die waarborg, ook vir die toekoms. Waar jy nou is Christus die waarborg dat die Here jou in liefdesywer sal beskerm as jy in hom glo, as jy jou toevlug tot hom neem, as jy jou nuwe begin in hom alleen soek. Hy sal met ywer optree om sy gemeenskap met jou te handhaaf, selfs tot in die ewigheid. En dan is daar inderdaad geen ellende meer nie. Dan het die Here sy ontferming oor ons voltooi. Daarom, broer en suster, in hierdie jaar wat nou begin het, soek jou ontferming in hom wie se ywer oor Sion harder is as die doderyk. Bid in die naam van Christus, in hom is ons voor die Vader regverdig. Vertrou dat hy vir jou intree as 'n middelaar, as middelaar wat met jou swakhede volkome medelee het. Broer en suster, die Here Jesus het vir ons die ewige ontferming van die Vader bewerk. Pleit daarom daarvoor, wanneer jy in ellende sit, wanneer jy in ellende beland. Hy is getrou om te vergewe, en hy is ook getrou om sy Heilige Gees te gee aan elkeen wat vra sonder ophou. Hy sal oopmaak vir hom wat aanhou klop. Hy woon as die Almagtige in jou midde, as jy onder sy vleuels kom skuil. In Christus word ook die beloftes van vers 16 en vers 17 joune. Daarom so sê die Here, ek wend my met ontferming tot Jerusalem. My huis sal daarin gebou word, spreek die Here van die leerskare, en 'n meetsnoer oor Jerusalem gespan word. Roep verder en sê, so spreek die Here van die leerskare, my stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die Here sal Sion weer vertroos, en hy sal Jerusalem weer verkies. Amen.